Hallo en welkom by Farmspace. Ons is hierso by die Hofman Bosvelders. Ons praat bietjie met Theo Hofman, die voorsitter van die Bosvelder studiegroep. Nou dis werklik waar 'n skaapras vir Suid-Afrika, uit Afrika en werklik waar gepas vir Afrika. Kom ons vind bietjie uit hoekom jy Bosvelders op jou plaas kort. Middag Theo, hoe gaan dit? Milie, goed met jou. Kan nie klaar nie. Soos ek gesê het, die Bosvelder. Wat maak hierdie ras so uniek? Milie, dit gaan basies oor dat hy baie aanpasbaar is in die bosveld. Sy weerstand teen hartwater en dit kom basies uit die paddy bloed uit. Nou die paddy is 'n baie unieke skaap Ja, wat uit die ooste van Afrika afgekom het met die vlugtelinge 300 jaar terug. Hulle het gevestig in Sekhukhune-land ja. en jy kan nou dink wat se tipe skaap het oorleef 300 jaar terug. Die hardste skape, want daar was niks van medikasie Was nie enstof nie, was nie termyse nie. Nee, dis jy en die veld en there you go. En dis dit. En ongelukkig het hulle nie geselekteer vir sekere doeleindes, vleiseienskappe Ja. Hulle het net met oorlewing geselekteer. So Ja. dit wat oorleef het gebly. En ons was aanvanklik die Bosvelder studiegroep was aanvanklik die paddy studiegroep wat in 2009 gestig is. Ja, Toe het ons as 'n groep besluit ons wil 'n paar eienskappe verbeter op die paddy. ja. Want ons het gesit met 'n geharde skaap wat baie weerstandig is teen hartwater en siektes in die bosveld, maar ons het baie tekorte gehad in karkas, vleis en sekere eienskappe, groei byvoorbeeld. Die groei was ook nie voldoende op die suiwer paddies nie. So toe het ons aanvanklik met Meatmaster ramme bygesit. Ons het met infusie begin hier in 2011, tussen 2011 en 2013 en ons het Meatmaster ramme bygesit. Maar dis asof die dammera in die Meatmaster en die paddy in die Bosvelder hande gevat het. En jy het so 'n baie plat lam gekry, nie die ideaal wat ons in die prentjie gehad het nie. Ja, nie daai kan ek sê die finale gewig en look wat jy voorgegaan het. Ja, nie wat ons na gestreef het nie. Ja. Toe het ons witdorper ramme begin bysit. Hoekom die witdorper en nie die gewone dorper nie, is maar omdat die paddy 'n baie kleurvolle skaap was en hy is maar 'n smartie boks, maar ons wou nie, die swart is 'n baie dominante kleur, dit is maar alrede, en ons wou nie 'n klomp swart skape hê, laat jy dit nou met die dorper kan de mekaar raak. Ek verstaan, So hy moes uniek bly. Ja, daai unieke kleurskema wat hulle het. En dit was alrede, en toe's die resultaat baie beter. Maar ons het nog steeds gevoel ons moet bietjie kapasiteit en bietjie raam opkry. Ja. En toe het ons Van Rooi ook bygebring. Party ouens het Van Rooi witdorper ramme gebruik en toe het ons Van Rooi bygebring wat daai kapasiteit gegee het, lanklewendheid gegee het en vleiskwaliteit. Die Van Rooi is bekend as die Wagyu van die skaap. Ja. So, en dit was die 3-ras kruising wat ons toe op besluit het en toe begin vasdeel het. En ons het toe oorgeskuif in 2013 het ons gesê ons gaan dit doen. 2016 het ons eerste Bosvelders op die Limpopo paddy veiling aangebied. En 2019 het ons totaal en al wegbeweeg van net die paddy af en ons het ons eerste Bosvelder studiegroep veiling gehad. Bosvelder. Dis reg, So dis omtrent 'n 10-jarige peel en kies en genetika seker maak om die perfekte geharde vleisgepaste Bosvelder te kry wat ons vandag ken. Dit is waarna ons streef. Ons soek 'n produserende, produktiewe dier wat aangepas is vir die bosveld, wat in ekstensiewe omstandighede kan floreer. Hy moenie op 'n mieliepit net kan floreer nie. Hy moenie op
lucerne net kan floreer nie. Hy moet alles kan gebruik wat Liewe Vader vir ons gee en dit omskakel in produktiwiteit, in vleis en natuurlik in die melk en dit alles gaan gepaard. Want sodra jy begin na produksie jaag, verloor jy gehardheid. Ja, want En as jy net gehardheid het, verloor jy produksie. natuurlik. So om die balans daar te kry is vir ons baie belangrik en ek dink ons kom daar. Die skape is daarom 'n baie vinnige ding. Hy is nie soos 'n bees en ander diere wat baie lank vat nie. Skape sien jy baie vinnig die resultate. Jy is nou besig om aan te jaag of jy is nou op die regte pad. Ja, jy kan baie vinniger daai genetiese aanpassing Dis maak. en die want- resultate sien. Presies Yes. dit. Nou, ons staan nou hierso tussen die klomp ooitjies. Nou, vinnig, waarna kyk ek as 'n vooraanstaande bosvelder boer in 'n ooi, in 'n ram? Wat is die kenmerke wat ek weet, hier's ek besig met 'n ordentlike bosvelder? Die groot ding is die vrugbaarheid rondom die ooitjies moet hier staan ons nou toevallig by 'n Augustus ooitjie. En daar's 'n Junie ooitjie. Hier's daarom genoeg ooie Ja, om na toe te maar werk. hierdie is nou letterlik veldooie. Hulle kry net 'n lek in die aand en hulle is op die veld. Nou en dis hoe ek van hulle hou. Ek soek nie 'n oorvetdier nie en ek soek nie jy soek obviously nie 'n maardier nie. Jy soek hulle in goeie produktiewe kondisie. Ja, Nou die groot ding is wat nou kyk, hierdie spesifieke ooi, is kyk ons die vet geallokeer hier om die stert. Nou as die ooitjie haar lam gaan speen eendag, gaan hierdie stertjie heeltemal droog wees. Hier's 'n ooitjie wat nou 'n lam gespeen het. Kyk hoe droog is haar stert. Want sy het al daai vet het sy in haar lam ingestoot. So daai is haar bank. En hierdie ooitjie kyk sy maak eier, sy gaan land. Daar maak sy eier. So al hierdie vet wat hulle daar opbou, gaan in daai lam in. En dit is wat jy soek. Hulle soek hy reserve en dit was wat hom uniek maak is dat deur die harde tye sit hulle daai vet oor in hulle lam in en dit maak hulle herkonsepsie weer goed sonder dat jy 'n helse lot kos moet gee. So op die punt van lammetjies, hier's nou 'n pragtige lammetjie hierso. Hoe is die moederlike eienskappe van die bosvelder? Dis een van sy heel sterkste punte. Ja. En dit kom uit die PD uit. Is die moedereienskap en die vrugbaarheid. Dit is baie uniek aan hulle. Hierdie ooe lam letterlik by my in die veld en hulle loop agter hulle ma se kraal toe waar hulle slaap in die aand. Ek het ook nie permanente kraal nie, so dis skuifkrale. En hulle is fantastiese moeders. En jy kan net dink wat gebeur het in die verlede het natuurseleksie gedoen. Want die mense daai tyd, watter dier het hulle geslag om te eet? Hulle het die vetooi geslag as hulle honger is. Ja. Watter een was die vetooi? Dis die ooi wat nie 'n lam gehad het nie. Die ooi wat hulle nie geslag het nie, was altyd die maarooi, want sy het altyd 'n lam gehad. Altyd gelam, so ja. sonder dat hulle dit geweet het, hulle geselekteer vir die vrugbaarheid op die diere. So nee, hulle vrugbaarheid is fenomenaal. Hulle moeders eienskappe is fenomenaal. En dis so 'n goeie fondasie om op te bou. Op dit kan ons enige iets bou en dit gaan van ons afhang as studiegroep of ons dit gaan vorentoe vat en net verbeter. Nou op die punt van die studiegroep, hoe kan ek by die bosvelder studiegroep betrokke raak? Uit die aard van die saak, ek moet seker 'n paar bosveldertjies hê, maar hoe kan ek as 'n vooraanstaande bosvelder boer, hoe kan ek by die studiegroep betrokke raak? Dis heel eenvoudig. Jy kan ons of die studiegroep kontak, myself of ons het 'n raad en 'n sekretaresse en goed en kontak en dan sal basies net 'n vorms wat jy moet invul en dan gaan ons deur dit en ons sien okay nee, jy's 'n eerlike, bekwame mens en jy's nie hier om te probeer 'n skema doen of iets nie Ja. en jy word so dis net so scanning proses wat ons doen en
dan word jy deel van die studiegroep. Ons het 'n fooie jaar wat R2000 is en dan kan jy aan die veilings en goed deelneem. So jy kan nie as 'n buitestander net aan die veiling deelneem jy moet by die studiegroep jy moet aan die wees. so jy kan nie omdat jy 'n klomp bosvelders het of sê jy het 'n klomp bosvelders net inklim en sê okay, jy wil nou deel wees van jy gaan nou op die veiling 'n klomp diere aanbied nie. Nou, Theo, so op die punt van veilings, wanneer is julle veilings? Waar hou julle veilings? Kan ek vra, waar's die Bosvelder studiegroep op sy sterkste? Watse area? Watse area is van basies hier van ons af noord, so ek wil sê die ou Noord-Transvaal. Okay, Die ou Noord-Transvaal is die Limpopo nou. Ja. Dit is maar basies die sterkste. En ons hou die veiling altyd op Warmbad want dis baie sentraal en ons het 'n baie goeie verhouding met Vlei Sentraal en ons het daar al vir ons 'n basis opgebou met kopers en verkopers laat ek wil amper sê Warmbad die sentrale deel is van die studiegroep. So Warmbad is julle basies kan ek sê julle voedingsgebied, julle voedingsarea waar meeste van die veilings gebeur. Nou die 22ste Augustus is daar so 'n veiling aan die gang. Dis reg, ja. Vertel vir ons bietjie hoeveel oeye, hoeveel ramme. Ons is heidaglik 14 teelers wat diere gaan aanbied op die veiling. Daar's meer in die studiegroep, maar daar's 14 ouens wat gaan aanbied. Daar gaan 25 ramme plus minus 25 ramme plus minus 170 oeye wees. Die Vrydag hou ons 'n screening waar ons deur alles gekering gaan en dit hardloop deur 5 keerders. 3 Bosvelder keelers en teelers en 2 onafhanklike keerders en dan word die diere daar geskreen. En as hulle daar alles deurgaan, dan word daar elite diere uitgewys. Dis jou cream of the crop as ek dit so kan sê, die room en dan word daar goeie aandeel diere aangebied. Selfs met die ramme en die Vrydag is enigiemand welkom om te kom bywoon, te kom kyk hoe ons dit doen, om te kom deel wees, te kom vra en dan die Vrydag na die tyd kuier ons maar altyd lekker saam en Saterdag 11:00 dan begin die veiling. Hoekom moet boere kyk om na Bosvelder toe te beweeg? As hulle nou nie 'n vee-komponent reeds het nie, hoekom die Bosvelder kies as hulle vee-komponent? Ek dink daar's 'n baie groot aanvraag na 'n lae onderhoud produktiewe dier. Ja. Ongeag of dit nou skaap, bees of wat is, maar in die skaapwêreld wil ek sê ons roem daarop dat dit vir ons 'n laer, ek sê nie 'n geen onderhoud nie. Mens moet altyd daai onderskeid maak. Ja. Laer onderhoud dier, 'n laer onderhoud kleinvee dier wat produktief kan wees op die veld in verskillende omstandighede. Ons het ouens wat hulle hardloop op hulle pekanete om onder op die pekanete skoon te maak. Daar's groot boere, daar's ouens wat al baie 1000 diere op hulle pekanete, net op hulle pekanete hardloop. Hulle spaar met bespuitings, hulle spaar met stikstof. So jy kan net dink hoe dit in daai komponent. Dan het jy die wildse ouens, want hierdie val so goed in 'n wildsplaas in en wildsomstandighede in, want hy's geteel vir dit. Ja, hy kom tog uit die bos uit. Hy kom uit die bos uit. Hoekom kan jy hom nie saam met jou wild in die bos nou weer bietjie die oorbeweiding net bietjie afsny? Dit is net makliker om te bestuur as die wild, want wild sukkel jy om in kampe te bestuur. Jou skape kan jy en daar's baie ouens wat dit baie suksesvol kan doen en besig is om dit te doen. So en dis nog 'n komponent wat 'n wildsboer kan toevoeg tot by sy wildsboerdery. So ook die beesboerdery. Ons is gemeng, ons het bees en ons het skaap en hulle vul mekaar verskriklik aan. So dit werk baie goed. Die een ding wat ek ook wil noem is die hoeveelheid vrouens wat ons in ons studiegroep het. Ons het 'n verskriklike klomp bekwame vrouens wat met die skape boer. En hulle doen baie goed daarmee. En dis wat ons agtergekom het, daar's 'n groot aanvraag vir boere se vrouens wat 'n been op die plaas wil begin. En hierdie val so in die kraal van dit. So ons het regtig 'n klomp vrouens, ons grootste teeler in die studiegroep het by die 4000 oeye en dis 'n vroue teeler. So
Sy is hier op net hier voor Potties. Ja. So dit is 'n baie goeie produk vir 'n vrou om ook te boer. Wat ons sien wat baie goed doen met hulle. So, kom ons gaan beweeg na die rammetjies toe dan. Vertel jy my 'n bietjie, waarvoor kyk ek in 'n bosvelder rammetjie? Doodreg. Right, Theo, ons is nou hierso by jou rammetjies. So, vertel vinnig vir my, waarna kyk ek as ek kyk vir 'n bosvelder ram? Wat is daai unieke kwaliteit waarna ek soek? Heel eerste ding is, as jy na 'n manlike dier kyk of na 'n ram kyk, is hy moet vir jou sê ek's 'n ram. Ja, En dit is vir ons baie belangrik. Soos jy kan sien, die dier hier agter my, hulle het baie meer vet op die sterte as byvoorbeeld die ooe, want hulle word nie uitgesuip nie. So Ja. hierdie is bietjie meer kenmerkend van die bosvelder, die vet om die stert. En ook hulle koppe is uniek. Maar soos julle kan sien, het ons baie gewerk aan die vleiskwaliteite. Hierdie ramme, dink ek, is 'n goeie voorbeeld van ramme met goeie vleiskwaliteite. Hier's ramme van verskillende ouderdomme, ja. van speen af tot en met bemarkbare en gebruiksramme. En hier's 'n veilingsram ook tussenin en my hoofram is ook hier tussenin. Maar die groot ding is 'n ram moet van kleins af vir jou sê hy's 'n ram. En wat vir my baie belangrik is persoonlik is die ma. Ja. 'n Ram sou so goed teel soos die ma is. Ek selekteer my ramme slegs uit die ma se uit die moeder se uit. Okay. En vandat ek dit doen, het ek my kudde verskriklik verbeter. Want ek dink daar's te veel ouens wat enigiets met 'n testis terughou as 'n ram. Dit is waar wat jy daarso sê. Ja. So die moeder sê vir jou alles. Jy kan 'n topkwaliteit ram uit 'n gemiddelde ooi uithou. En jy kan 'n gemiddelde ram uit 'n top ooi uithou. Ja. Die gemiddelde ram uit 'n top ooi uit sal altyd vir jou beter teel as 'n top ram uit 'n gemiddelde ooi uit. Vertel bietjie vir die mense, vir die teelers meer spesifiek of selfs die vooraanstaande teelers, hoe raak hulle betrokke om 'n bosvelder kommersieel en of stoetery te begin by hulle plaas? Hulle is welkom om enigstens ons te kontak of hulle kan die veiling kom bywoon. Nie net om te koop nie, maar om te kom kyk en ander teelers te ontmoet. Ja. Want al die teelers sal daar wees. En met hulle te gesels en elke teeler werk maar anders met sy diere. En dan kan jy daar selekteer en 'n teeler kry wat dieselfde doele en dieselfde prinsipe as jy het. Okay. En dit hoe jy dit graag wil doen. Want nie almal wil dit doen soos wat ek dit wil doen of soos die volgende ou dit wil doen nie. En dan gaan jy teelers kry, jy gaan teelers kry wat se skape glad nie by jou werk nie. En dan gaan jy ander teelers kry wat se skape by jou werk. So dis baie belangrik om te kom netwerk daar, om met die ouens te kom praat. Almal is welkom en hulle is ook welkom aan die studiegroep aan te sluit as hulle wou skape koop en die pad met ons stap. Ek wil net, daar's 'n paar goed wat vir my baie belangrik is die heel eerste ding is ons is 'n unieke groep mense wat dieselfde doel het. Ja. En dit is wat die sukses is van die Bosvelder studiegroep, is die mense wat saamwerk na die doel toe wat ons wil hê. Dit is nie elke man vir homself nie. En die tweede ding is ons het net nou beklemtoon oor die weerstandigheid teen hartwater. Maar wat ons baie nie opklemtoon nie, is die weerstandigheid teen parasiete wat hierdie skape het. Inwendige parasiete, die haarwurms, die bankrotwurms, die lintwurms. Ja. Omdat hy die pedie agtergrond het, is hulle verskriklik gehard teen dit ook, wat 'n baie groot pluspunt is. En dit maak hom baie aanpasbaar in die res van die land ook. So dit is ook 'n punt wat ek net spesifiek wou noem, is hulle weerstandigheid teen inwendige parasiete ook. Nie net teen bosluise nie. Ja, so dis nie net dat jy 'n bosvelder net in die bos kan loop nie. Hy kan regtig waar van Limpopo tot in Kaapstad en Kuruman en alles intussenin sal die bosvelder kan goed doen. As hy hier kan oorleef, kan hy enige ander plek in die land oorleef. Ons het 'n teeler in Plettenberg Baai
En ons het nou teelers in die Oos-Kaap wat vir die eerste keer aanbied wat merino teelers was, Ja. is en wat nou op die swakker dele hulle bosvelders ingejaag en hulle is liries oor wat hulle sien wat gebeur. En hulle bied nou vir die eerste keer ook skape aan uit die Oos-Kaap uit, wat vir ons 'n baie groot pluspunt is. Ja, dis So fenomenaal. ja, die ding brei uit. 'n Punt wat ek ook net wil noem is daar's min geleenthede in die lewe waar jy in die beginpunt van iets kan wees. Toe die boorane pos vat. Nou sê almal het ek maar net daai tyd begin met die boorane. Ja. Met die wild. Toe die wild op sy boom was, het almal gesê, "Jesus, het ek net lank terug met die wild begin." En die bosvelders is nou op 'n punt waar dit nou die tyd is om in te klim. Want in 2 jaar se tyd gaan jy jou eie agterend skop en sê, "Het Hoekom ek maar het ek net daai nie?" tyd Ja. gekoop, dan was ek deel van hierdie gewees." Theo, ek dink is werklik waar 'n kopskuif soos wat jy gesê het wat die boere moet maak, 'n weerstandige vleisras wat ek dink net jou boerdery na die volgende vlak toe kan vat. Geen nie om sit jy met reste, sit jy met 'n bos wat skoon geëet word nie. Die bosvelder is regtig waar die ras vir enige plaas in Suid-Afrika. Dis reg, ja, dis waartoe ons streef. Theo, dankie baie. Baie dankie, Milie. Right, dit was Theo, die uitvoerende direkteur van die Bosvelders hierdie groep. Nou, soos jy kan sien hierdie rammetjies hier agter my, kloek saam, staan saam en ons kan werklik waar as boere, as Suid-Afrikaners iets leer van hierdie rasse af. Saam staan, gehardheid en aanpasbaarheid. Dit is tog waarvoor ons as Suid-Afrikaners bekend staan. So as jy wil kyk om 'n ras te kry wat pas by jou as trotse Suid-Afrikaner, is hierdie Bosvelder die ras vir jou. So as jy belangstel om jou kommersieeles te begin of is toe te begin, 22 Augustus bied hulle die veiling aan. Linkie bo of hier onder. Dis hier van Farm Space af. Tot volgende keer. Groete.